Môre geliefdes, welkom by vanoggend se diens. Dit is vanoggend is Sondag 2 Mei. En ons tema van vanoggend is ek het God in 'n boks gesit. Kom ons word net eers stil en dan word ons bewus van die lewende God se teenwoordigheid by ons. Here, ons sê Here, hoe wonderbaar is U naam oor die ganse aarde. Hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Gemeente, genade en vrede vir U. Van God ons Vader, van Jesus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Ons sing saam vanoggend Gesang 184. Lof sing die Here. Sing die Here, die ewige sing tot sy ere. Lof sing die Koning, die Skepper, die Vader, die Here. Loof almal saam, groot is sy heilige naam. Loof hom die Heer van die Here. Lof sing kunstig U lichaam berei het. Hy is die sterke wat altyd nog by U gebly het. Wat in gevaar, hoe groot, hoe dreigend, hoe zwaar, hoe U sy vleugels gesprei het. Lof sing die Here, dis hy wat U kroon met sy seën. Hy skenk die lewe, die wasdom, die sonlig, die reën. Oorsterfling weet, hy wat almagtige Heer, het ons in liefde beheer. Lof sing die Here, ja almal kom loof nou die Here. Alles wat asem het hier tot in tydlose sfere. Hy is die lig, ons oog bly op hom gerig. Hy is die Heer van die Here. Hy is die Heer van die Here. Ons skriflesing kom vanoggend uit 1 Konings 19, vers 1 tot en met vers 14. Maar voor ons lees, kom ons bid saam. Here, open U woord, open ons harte. Spreek, Here, in Jesus naam. Amen. Agab het vir Isebel alles vertel wat Elia gedoen het. Ook dat hy al die profete om die lewe gebring het. Toe het Isebel 'n boodskapper na Elia toegestuur om vir hom te sê, mag die gode my om die lewe bring, as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het, soos jy met die profete nie. Elia het bang geword, en terwille van sy lewe gevlug. Toe hy by Berseba in Juda kom, het hy sy slaaf daar agtergelaat. Hy self het agter 'n dagreis ver in die woestyn ingegaan. Daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens, hy gaan dood. Hy het gesê, nou is dit genoeg, Here, neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Toe gaan hy lê, en hy het daar onder die besembos aan die slaap geraak. Toe hy hom weer kon kry, skud 'n engel aan hom en sê, word wakker, eet. Toe hy opkyk, sien hy by sy kop roosterkoek wat op warm klippe gebak is, en 'n kruik water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Die engel het 'n tweede keer aan hom geskud en gesê, word wakker, eet, anders sal die pad vir jou te lank word. Toe staan hy op en hy eet, en die krag van die kos kon hy 40 dae en 40 nagte lank loop, tot by Horeb, die berg van God. Hy het in 'n grot ingegaan en die nag daar neergebring.
toe die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Hy antwoord toe, ek het my hart en siel gewy aan die saak, Here, almagtige God. Die Israeliete het die verbond met U verbreek. Hulle het die altaar afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly en hulle soek my om in die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, kom uit en gaan staan by die berg voor my. Voor my die Here, ek kan verbygaan. Skielik was daar 'n baie sterk wind, wat die berg stikkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing. Maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar vuur. Maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. En toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mond toegemaak. Hy het by die berg van die grot gaan staan. Toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê, wat maak jy hier, Elia? Hy antwoord, ek het my met hart en siel gewy aan die saak, Here almagtige God. Die Israeliete het die verbond met U verbreek. Hulle het die altaar afgebreek en die profete doodgemaak. Nou het net ek oorgebly. En hulle soek my om my om die lewe te bring. Tot sover die woord van die Here, gelukkig elkeen wat dit hoor en sy lewe daarvolgens inrig. Ek het volgens so 'n boks saamgebring. Nou julle ken mos die gesegde om iemand in 'n boks te sit. Dit beteken mos, ek het jou ontleed, ek het jou beoordeel, en dis hoe 'n mens jy is. Ek sit jou in hierdie boks, jy is in hierdie boks van die goeie mense, goeie ou, of nee, jy is in die boks van die vals ouens, die slegte ouens. En weet jy, nou doen ons dieselfde met God. Ons dink baie keer ons het hom. Ek het hom uitgewerk. Ons verstaan hom. Broers en susters, vriende, sit jy van God in 'n boks? Dink jy het hom? Dink jy het hom uitgewerk? Dink jy verstaan hom? En dan gebeur daar dinge in ons lewens. En skielik is alles deur mekaar. Skielik is alles opgemors. Skielik is hierdie boks van my, is hy stukkend, flinters. Dis wat met Elia gebeur het. Elia het in 'n tyd soos vandag geleef. 'n tyd waar daar baie gode was, en die vraag was, watter God is die ware God? Watter God is die regte God? En in hierdie tyd met die baie gode om van te kies, kom Agas, die koning van Israel, en sy vrou Isebel, en hulle sê, Baal is die eintlike God. En dan kom hulle, en hulle sê, mense van Israel, Baal is nou sommer die offisiële, amptelike God van Israel. Hy sê Elia, nee. Julle is verkeerd. Maar kom ek gaan wys vir julle dat julle verkeerd is. Kom ek wys vir julle wie die eintlike God is. Hy sê kom, né? Kom ons met mekaar daar by die mall. En dan wys ek voor almal vir julle wie die regte God is. Dan ons sorteer ons gou hier vir al die mense hierdie dingetjie uit. Nee. Wat hy doen is hy hulle na die Karmelberg, sodat al die mense kan sien wie nou eintlik die ware God is. Elia doen presies wat ek en jy ook vandag sou doen, nee. Ons ook allemaal wil bewys, God is die regte God. En ja,
Dan kom God en op die berg wys hy vir hulle. Hy is die eintlike God. Hy is die ware God. En Elia, wat verwag hy nou? Wat verwag hy gaan nou gebeur? Dat ja, die volk vir Agab en Jezebel gaan wegjaag, dat die Baal afgodsbeelde gaan stikkend gooi, gaan ontsla raak. Of as hulle dit nie doen nie, dan verwag hulle dat Agab en Jezebel, dat hulle dit ten minste gaan doen, dat hulle ten minste die Baalbeelde gaan uitgooi. Maar nou gebeur dit nie. Inteendeel, hy kry 'n boodskap van Jezebel teen môre al in hierdie tyd, nee. As ons jou nog nie doodgemaak het nie, dan sal ek dood wees. Dan kan ek maar doodgaan, maar vraag is waar, môre aan hierdie tyd is jy weg. Dan oor Elia, jy is 'n gemerkte man. Elia, jy is op pad uit. En wat in Elia, hy skrik homself kip, boeglam. En wat maak hy gaan te woestyn toe. Interessant, as jy die kommentare lees oor hierdie gedeelte, dan sê baie kommentare, dis asof hier eintlik 'n stuk in die Bybel weg is. Want aan die een kant kry hierdie brawe Elia, wat hierdie houding het, ek sal vir julle wys, ek sal julle aanvat. En nie die volgende vers lees ons van Elia wat vlug. Van, ek is eintlik niks. Dalk sê dit iets van, ek verstaan nie. My idees, my planne, dit het misluk. My krag is uit, my boks stukke, platgeval. Weet wat gebeur, hy laat sy slaaf gaan. Nou moet jy mooi hoor, Elia het nie geld gehad om 'n slaaf te kon aanhou nie. Nee, wat eintlik hier gebeur is, hy sê, ek bedank. Ek wil nie meer 'n dominee wees nie, ek wil nie meer 'n profeet wees nie. Ek en jy ken daai gevoel. Daai gevoel van verslaandheid. Dus ek het gedink, ek het vir God. Ek het gedink, ek verstaan hom. Ek het hom in die boks. En toe gebeur dit. Toe verloor ek my werk. Verloor my kind. Toe verloor ek my planne. My planne het in mekaar geval, my besigheid het dit nie gemaak. En nou? Ek weet nie meer nie. Dan moet jy mooi hoor wat hier gebeur. Dit is my interessante van hierdie gedeelte. Elia gaan na die berg Horeb toe. 'n ander naam vir die berg Horeb, jy sal dit nie glo nie, is die berg Sinaï. Nou ken ons Bybels, Exodus 33. Moses is daar by die berg Sinaï. En dan sê Moses, Here, wys U self vir my. Ek wil U sien, Here. En dan hoor ons dat die Here vir Moses sê, Moses gaan staan op die rots, en dan sal ek verby jou gaan, en toe die Here verby Moses gaan, toe hy hom in 'n skeur, in 'n gat in die rots laat staan, en hy het hom sy gesig bedek met sy hand, sodat Moses net die Here se agterkant kon sien. En waar bevind Elia hom hierso in hierdie gedeelte? Waar kry hy hom? In 'n grot. In 'n skeur tussen die rotse. Hoor jy daar? Elia wil vir God sien. Hy trek 'n Moses op homself. Here, ek wil U sien.
En broers en susters, ek en jy ken dit. Here, my boks is nou stukkend. Ek weet nie meer nie. Here, ek wil U sien. Here, dit is nou 'n goeie tyd om myself vir my te wys. My boks is stukkend, hy is flinters. Ek verstaan nie meer nie. Dinge maak nie meer sin nie. En dan gebeur daar 3 dinge. Die Here sê, ek gaan vir jou my wys. En in 3 dinge sê die Here, gaan ek myself in jou wys. Eers gaan ek jou wys in wind, en dan in aardbewing, en dan in vuur. Maar nou die interessante, daar kom wind, daar kom aardbewing, daar kom vuur, maar die Here is nie daarin te vind nie. Dis asof die Here sê, ek het in die verlede, weet jy wat, in die verlede Elia, het ek in hierdie dinge het ek myself geopenbaar. Want hy vir Moses, vuur, en vuur het ek myself openbaar. Onthou jy vir Job, wind. Elia, jy het verwag om my te kry, nie? In hierdie dinge wat kom, het jy verwag om my te kry. Jy het my in 'n boks gesit, Elia, maar ek is nie in 'n boks nie. Jy twyfel omdat ek nie in jou plan inpas nie, omdat ek nie in jou boks inpas nie. Omdat jy gedink het, jy het my, Elia, maar ek is nie in jou boks nie. En omdat jy gedink het, ek is in jou boks, was jy meneer selfvoldaan gewees. Jy het gedink, jy verstaan my. En jy het nou gedink, in hierdie wow dinge gaan jy my raak sien. Jy het gedink, in die wonderwerke, daar gaan die wonderwerke gebeur. Jy gaan nou bid, en dinge gaan net gebeur, jy gaan net antwoorde kry. Dan gaan dit reg wees. Maar Elia, weet waar kry jy my? Waar kry jy my? Ja, in stilte. En broers en susters, nou moet jy mooi hierdie besonderse lyn in die Bybel hoor. Kom ons gaan 'n bietjie vorentoe, Nuwe Testament. Jesus het nou net Markus 9, Lukas 9, het hy vir sy disippels gesê, hy is op pad kruis toe. En dan is Jesus op 'n berg, en raai wie verskyn op die berg saam met Jesus. Moses en Elia. Die 2 manne wat die Here wou sien. Hier staan Jesus voor hulle. Julle wil God sien? Hier is hy. En hy is op pad kruis toe. Hoor daar, in stilte sien jy God. In stilte op pad kruis toe. Saam met God. Vind jy vir God. Geliefdes, nuwe lewe kom deur kruisiging. Ons so baie keer God in die antwoorde van God wat ons in ons boksies het. Hy moet antwoorde gee, hy moet uitkoms gee. Die Here sê nee. Ontdek God wat groter is as jou boks. Meer is as jou boks. Jy saam met hom te stap. Waar? In stilte. En hoe seer saam met hom. Stap saam met hom. Ontdek soos Job. Here, ek het gehoor wat mense sê, maar nou het ek U gesien. En Here, U is God. U is God. Amen. Here, U is meer, U is groter. Groter is die boks wat ek het oor U. Here, ek moet erken, ek het nie in 'n boks ingedruk. Ek dink baie keer ek verstaan nie. Ek weet alles van U af. Ek dink ek weet hoe U werk. En Here, ons dink ook, U moet in die groot goedes U self openbaar.
Hemelse Vader, U wys ons vandag, U is meer, U is groter as wat ons dink oor U. En dat U ons soms in ons lewens uit die boks uit moet ruk. Dat U ons soms ons bokke moet stukken slaan. Sodat ons net tot daai besef kan kom. U is meer as wat ons gedink het van U. Dat ons, Here, ook vanoggend hoor, om tot daai besef te kom is nie sommer net so nie. Dit lê nie in die beantwoording van al ons gebede nie. Dit lê in 'n pad stap saam met U. Dankie dat U saam met ons stap. Dankie dat U ons hand vat, dat U ons lei, dat U met ons is. Selfs in ons hartseer wees en ons teleurstellings, openbaar U self aan ons. Here, ons eer en loof en prys U, want U is God. U is die Allerhoogste. U is die Skepper. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Kom ons bely saam ons geloof in die drie-enige God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter hulle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Die Here is voor julle, om die pad vir julle gelyk te maak. Die Here is langs julle, om julle in sy arms toe te vou. Die Here is agter julle om die aanvalle van die vyand af te slaan. Die Here is onder julle, om julle te dra as julle mag val. Die Here is rondom julle, om julle te beskerm. Die Here is bokant julle, om julle te seën. Die Here is binne julle, om julle te lei na sy wil. So seën die drie-enige God julle, van nou af tot in ewigheid. Amen. Dankie dat jy saam geluister het. God is groter as jou boks. Moet dit nooit vergeet nie. Volgende Sondag is dit Dominee Ekstein se weggaangeleentheid. Ons gaan kyk of ons dit kan regkry om dit van 'n lewendige uitsending te maak wat via livestreaming uitgesaai kan word. Ons sal in die week inligting daar rondom uitstuur. Dan geliefdes, is dit donderdag om die 13de is dit ons hemelvaartdiens en gebruiklik het ons met hemelvaartdiens bedien ons sop en broodjies by die kerk. So as daar mense is wat ons kan help met die bedien van sop of met die maak van sop, asseblief om ons net te kontak. Ons soek net 'n paar mense om ons daarmee te help. Dan broers en susters rondom die ons gemeenteplan vir die toekoms het die gemeentevergadering dit goedgekeur dat Dominee Natasha Smit van hierdie maand af dat sy ingekontrakteer word om betrokke te wees by die jeug in die gemeente. Ons het dan ook besluit om die koesterpos wat vakant is met die jeugwerker. Ons het so 'n jaar wat terug begin dink aan hierdie gedagte om 'n jeugwerker, iemand wat nou net klaar is met skool in diens van die gemeente in te neem, dan ook so gap jaar te vat en dan die kind net geleentheid te gee vir om opleiding in kantoorwerk, maar ook om die kind ook te gebruik in diens van die Here. En daarom het ons dan besluit om die koesterpos en die jeugpos
en dan ook die adminwerk na so 'n persoon toe te verskuif. Ons het die afgelope paar weke begin ook om dit te adverteer. Ons toekomsplanne is ook om vir Telane wat in die kantoor werk te benut, omdat sy dan meer met die organisasie van groepe en die bedieninge betrokke gaan wees. Broers en susters, as daar mense met nood is, asseblief skakel, kom ons kyk waar ons kan help. Mag die Here u seën.